Dankie Here vir die goeie tierenheid, my God Here. Dankie Here vir die dag wat aangebreek het Here, waar U nagenade aan ons geskenk het Here, het ons beskerm, my God Here. Ons dankie my God Here vir die leiding van die Heilige Gees. Ons dankie Here vir die teenwoordigheid Here, vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons midde. Heilige Gees, ons nooi uitkom, wees in ons midde. Heilige Gees kom en lei, Heilige Gees kom en spreek tot die volk, my God Here, in die naam van ons Heer Jesus Christus. En baie dank sê. Amen. Wees Amen. 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 Dierbares, wees gegroet in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons maak 'n bietjie so. Ons heiland. Ons welkom die Heilige Gees in hierdie plek. Amen. Ons verwelkom die Heilige Gees in hierdie plek. Amen. Ons verwelkom die Heilige Gees in die plek. Amen. Prys die Here. Prys die Here, prys die Here, prys die Here. Pastoor, ek groet u in die naam van Jesus. Dankie vir die geleentheid. Dierbares, wees gegroet. Ek ag dit nie ligtelik om hier te kan staan nie. Ek dank die Here vir sy genade dat ek die kans kan hê om hier te kan staan om sy woord groot te kan maak. Amen. Die woord van die Here dat ons is 'n geleentheid vir ons om te kan hoor wat dit is wat die Here tot ons wil spreek in hierdie tyd. Die Here wil praat met sy mense. Amen. Amen. Dierbares, gee asseblief aandag dat ons kan ordentlik kan praat met mekaar. Ons beklein, ek sê maar net, kom ons praat met mekaar. Ons is mos kinders van die Here, is ons nie. So ons is in die plek sodat ons eenheid kan wys. Amen. As ons nie hier sodat ons saam kan staan en eenheid kan wys om 'n bewys te gee aan die Here dat ons is bereid om die verandering te wees wat ander mense nie bereid is om te doen nie. Ons wil dit doen. Ons wil dit gee wat ons het, dit wat die Here ons gegee het. Ons wil dit uitdeel en uitgee sodat ons mekaar kan oplig. Amen. 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 Prys die Here, prys die Here. Baie dankie my broer. Baie dankie. Geliefdes, dierbares, soos ek altyd sê, wat is die woord wat ek altyd bring? Ek is dankbaar vir die geleentheid wat die Gees van die Here bring. Die vryheid wat die Gees van die Here bring om hier te kan staan en te kan praat omtrent die woord van die Here. Amen. Amen, dierbares. Ek is dankbaar vir die geleentheid wat die Here my gee, met wat kom met die vryheid van die Heilige Gees. Ek is dankbaar vir die geleentheid. Ek vat dit nie maklik. Dit is nie 'n maklike ding vir my. Dit is nie 'n ding wat ek ligtelik opneem, soos ek gesê het. Ek dink dit is belangrik om dit te herhaal, want dit is nie 'n maklike saak om hier te kan staan. Daar word die verantwoordelikheid op my geplaas om te spreek soos die Here wou gehad het ek moet spreek. Ek wil nie spreek om mense lekker te laat kry of om myself lekker te laat kry dat ek hier gestaan het en sekere goede gesê het, maar daar is nie gewig aan dit nie. Daar is nie waarde aan dit nie. Daar moet waarde wees, daar moet gewig wees aan die saak. As ek kan begin, wil ek net die ding bring. Ek het verlede week toe ek opgestaan, toe ek gesê, so vinnig het ek gekom en gepraat en gesê, die Here is op soek na sy mense. Ons sit hier so en ons lyk toch so mooi. Ons lyk toch so mooi en ons lyk toch so ernstig. Maar toch sê die Here, hy is op soek na sy mense. Waar bevind jy jouself as die Here op soek is na jou? Waarmee is ek besig as die Here op soek is na ons? I'm included in this. Ek is nie daar nie, ek is saam. Ek
Ek is saam in die saak. Die Here is op soek na sy mense. So baie dinge is besig om te gebeur deesdae, ons weet mos dat mense is besig om hulle self te promote en mense het posisies en mense het allerhande dinge wat hulle doen, maar dan is het so dat die Here spreek en sê dat ek is nie die een wat jou in die posisie te gesit het om sekere dinge te sê en my naam te gebruik om mense oor te win om te hoor wat jy te sê. Mense is besig om boodskappe te bring. Mense is besig om te praat namens die Here. Maar die Here homself het nog nooit so gesê. Die Here het nie so gesê nie. Maar toch staan ons en ons sê, die Here het gesê. Die Here het gesê en die Here het nooit gesê nie. En die Here het 'n punt, ek dink, as ek soos die Here na my toe kom en met my werk, kry ek die idee dat die Here, God can no longer handle what people are doing in His name. Mense doen dinge in die Here se naam en die Here het nog nooit so gesê. Die Here het nog nooit met hulle gepraat omtrent hy saak wat hy bring na ander toe. Dis baie van ons wat ons self saam moet ondersoek. Want baie van ons is nie weer in die posisie waar ons was nie. Toe ons 'n baie beter, kom ek noem het maar beter verhouding gehad het met die Here nie. Ons is nie weer in die posisie nie. Ons het op 'n stadium het ons verdwaald geraak en ons het ander dinge begin volg wat niks het te doen is wat die Here op ons pad geplaas het. Ons is besig om af te dwaal. Ons is besig om af te dwaal. En dit is kom nie voorkom. Ek is op soek na my mense. Waar is jy? Waar bevind jy jouself, kind van die Here? Waar bevind jy jouself? Waarmee is jy besig? Wat is dit wat jy besig is om te doen? En onder die indruk te wees dat jy nog steeds op die pad is. Ons is onder die indruk dat ons is nog steeds op die pad. Dinge is besig om te gebeur rondom ons. En die kinders van die Here is veronderstel om 'n impak te maak in die gemeenskap waarin hulle bly. Die kinders van die Here, gelowiges, is nie sommer net so wat jy 'n gelowige genoem word nie. Want jou geloof moet in Christus Jesus wees. So is nie net gelowig om te kan inloop in die kerk en na te sit en mooi te lyk en dan op te staan en te spring en te dans en al die dinge nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Gelowigheid het te doen dat ek my vertroue en alles wat ek het in Christus Jesus geplaas het. Ek is veronderstel om 'n impak te maak, om verandering te bring. As ek ingestap het waar mense dit nodig het om 'n goeie woord te kan hoor, dan moet ek bereid kan wees om daai verandering te kan bring
in hulle lewens in. Daar is baie, ons praat van hulle wat het nodig het, hulle wat 'n honger het, 'n honger en 'n dors het na die dinge van die Here. Mense is op soek na uitkoms. Mense is vasgevang in ons gemeenskap. En tog het ons die neiging om vry te kan voel in omstandighede waar mense vasgevang is. En ek sê, ek is vrygemaak deur die Here. Maar my vrymoedigheid lei my nie daartoe om ander te kan help nie, om 'n hand uit te steek na ander toe wat dit nodig het. Ek is 'n koninkrykskind, soos ons mos weet en soos ons mos sê. Ek is 'n koninkrykskind. En die koninkryk moet 'n impak maak in die wêreld. Die Bybel, soos ons ander keer gesê het, ons is soos hoe die Here ons hoe sal die koninkryk van die Here beskryf? Ons is ons yeast, né? En ons gaan en die yeast werk deur die hele dou, né? Deur die hele deeg werk daai yeast. Ons is veronderstel om 'n impak te maak. 'n Impak te maak. Jy moet ons moet ons sout wees. Ons moet ons sout, jy moet die sout wees. Ons kan nie net weer gelowiges is wat agteroor sit terwyl die wêreld besig is om te vergaan. Die wêreld is besig om te vergaan voor ons oë. En wat is ek besig om te doen om verandering te kan bring, om die kinders van die Here terug te bring na sy huis? Wat is ek besig om te doen? Is dit genoeg dat ek aanhoudend die battle moet aangaan om vir myself in die huis van die Here te kry? Ons is besig met 'n battle om ons self in die huis van die Here te kry, in alle waardigheid. Met ander woorde, jy moet dit waardig, of ek moet dit waardig wees om in die huis van die Here te kan intree, om enigiets te kan doen in sy teenwoordigheid. Kom ons gaan na Johannes hoofstuk 4 asseblief, dierbares. Johannes hoofstuk 4. Ons is wel bekend met Johannes hoofstuk 4, die Samaritaanse vrou. Daar is net 'n paar dinge wat ek wil uithaal vir die belangrikheid van die boodskap wat die Here wil hê moet bring tot sy mense. Amen. Amen, dierbares. Johannes hoofstuk 4, ons is bekend daarmee. Jezus was op pad iewers en hy gaan deur Samaria en die Here Jezus ontmoet die Samaritaanse vrou by die well, right? Want ontmoet die vrou van die put waar na water was, die water besig was om water te trek en alles die ding. Of die put waar mense gewoonlik water gaan trek. En Jezus begin om 'n conversation te hê met die Samaritaanse vrou. Amen. En
As ek net begin by vers 13, ons bekend met die saak. Ons gaan vers 13, John chapter 4, verse 13. Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water that I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." The woman said to me, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." He told her, Go call your husband and come back." "I have no husband," she replied. Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband. The fact is you had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true." "Sir," the woman said, "I can see that you are a prophet. Our ancestors worshipped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem." "Woman," Jesus replied, "believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet, a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshippers." Ek wil net die aandag bring op die saak. Hoor wat sê Jesus aan die Samaritaanse vrou. "Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshippers that the Father seeks." Die Here is op soek. Die Vader is op soek. Aan die begin het ek ons gesê, ek sien ek wil net die lyn trek tot by die saak, dat die Here is op soek na sy mense. En hier sê die Bybel, dat die Vader is op soek na sulkes wat hom wil aanbid in gees en in waarheid. Die Vader is op soek na die mense wat die Here wil dien in gees en in waarheid. In gees en in waarheid. En die Here is op soek na hulle. So as ek begin met die boodskap en sê, God is seeking, die Here is op soek na sy mense. En die woord kom en hy sê, the Father is seeking them. Waarom is die saak so? Want, soos ek gesê, die mens, ons het afgedwaal. Ons het een afgewaterde geloof. Ek praat oor die algemeen mense. Ek is nie besig om enigiemand te nail nie. Ons praat oor die algemeen, die kerk is in die moeilikheid. Die kerk is in die moeilikheid die buitekerk. Ons het afgedwaal van werklike aanbidding. Want ons is besig om ander dinge aan te hang, wat lyk asof dit die geloof, die werklike geloof is. Daar's baie van ons hier buite, wat afgedwaal het, wat besig is om ander dinge op te hef, wat besig is om ander dinge te aanbid, wat besig is om ander dinge na mense toe te bring, wat niks te doen het met dit wat die Here voor na sy mense toe wil bring. Dat het niks daarmee te doen. Al die triks en tierlantijntjies wat mense deesdae maak in die kerke, is 'n scary ding om te sien. Is 'n scary ding om te sien. Want ons word gewaarsku dat ons onsself moet regkry, dat ons nie agter enige ding aan
aan moet hardloop nie. Dat ons nie enige ding aanbid en dan sê, die is die Here nie. Ons moet versigtig wees. Ons moet die Here aanbid in gees en in waarheid. Want dit is die tipe wat die Here na op soek is. Sodat ons kan ontvang dit wat hy na ons toe wil bring. Wat is dit wat die Here na ons toe wil bring? Ons moet oorweldig word, ons moet gebaptiseer word met die Heilige Gees, sodat ons kan sien, sodat ons oë kan oopgaan, sodat ons discernment kan hê op wat dit is en wie dit is. Ons moet agtervolg, agter wie ons sal loop, na wie ons sal luister. Amen, dierbares. Amen, dierbares. So hoe kry ons 'n situasie waar Jesus kom na die Samaritaanse vrou? Ek wil net 'n lyn trek van hier af na 'n ander saak. Jesus kom en hy praat met die Samaritaanse vrou. Sy is nie regtig waardig nie, want die Samaritane op daai stadium was besig om ander dinge te aanbid. Hulle het afgewyk van die werklike geloof af. Amen. Amen, dierbares. Hulle het afgewyk van die werklike aanbidding van die God van die Bybel. Amen. Amen, dierbares. Hulle het afgewyk. En Jesus kom en hy kom en hy praat met iemand wat dit nie waardig is nie. As ons dit in die terme kan sê, want sy self erken en sê, Jews and Samaritans, we do not mix. We do not mix. Maar toch het Jesus tyd gemaak om die vrou te ontmoet en met haar 'n gesprek te kan hê. Ek weet nie as dit een van ons was of ons tyd sou gemaak het om met die vrou te kan praat. Maar die vrou erken dat sy iemand is wat soveel mans al gehad het en nou sit sy met nog 'n ander een wat nie eintlik 'n man is nie. So in hy opsig is sy nie waardig. Haar waardigheid het daarmee ingaan omdat sy daai tipe lewe. Amen. Maar toch het Jesus gekom en tyd gespandeer om met dit te praat. En daar's 'n goeie ding wat kom in die saak uit. As ons kan kyk dat die Samaritaanse vrou, alhoewel daar afgoderry is, sy is 'n vrou wat vasgevang is in omstandighede waar almal besig is om ander dinge te doen, anders as om die Here, die God van die Bybel te aanbid. Sy is vasgevang. Maar toch kom sy en sy praat en sy sê, en ons weet dat die Messias gaan kom. Die vrou is nie waardig nie. Sy is iemand wat in 'n omstandighede is van aan afgod aanbiddery en al die dinge, maar toch kom sy en sy weet en sy verstaan die saak dat daar's 'n Messias wat gaan kom. Daar's 'n Messias wat gaan kom. So in die kleinigheid van die omstandighede, die situasie wat om homself afspeel, is daar 'n vrou wat dit nie waardig is nie, maar toch het sy tyd gemaak om sekere dinge uit te vind, om sekere dinge te kan verstaan wat gaan omtrent die Messias wat gaan kom om redding te bring aan mense. So sy die saak verstaan. Maar mense sou gedink dat iemand soos daai wat jy loop in die strate en hier kom jy loop verby Sabine en hier kom 'n man en hy begin te praat en hy sê vir jou 'n storie omtrent wie die Here is. Hy kom en hy praat en hy vertel jou wie die Here is. Hoe gereed is ons dan? Hoe gereed is ons dan? Hoe verstaan ons die saak? Tref ons onderskeiding tussen die mense wat ons sien elke dag
Soveel sodat ons nie tyd kan maak om by hulle aan te sluit, om hulle te kan vertel wie die Here werklik is. Amen. Prys die naam van die Here. So die punt is, hier is 'n ongelowige vrou, as ons dit so kan noem, of iemand wat 'n tipe van geloof het in omstandighede waar ongeloof heers in die God van die Bybel. Amen. Volg asseblief familie. Toch reik sy uit. Toch reik sy uit. In omstandighede van ongeloof kom die vrou, in omstandighede van ongeloof kom die vrou uit sy reis uit. In die omstandighede. En sy ken sy verstaan die saak omtrent die Messias wat gaan kom. As ek nou net die vergelijking dan verder kan vat, waar die Fariseërs en die skrifgeleerdes, wat die vrou wat gevang is met adultery, waar hulle die vrou na Jesus toe gebring het, gelowige mense, hulle is manne van die kerk, hulle is veronderstel om die saak te verstaan, omtrent vergifnis en die dinge. Hier is die manne, bring die vrou na Jesus toe en hulle konfronteer Jesus met die saak dat die vrou is gevang met een adultery. Nou is die omstandigheid, nou is het so dat in die wat die manne gelowiges is, het hulle nog steeds die vermetelheid om Jesus aan te vat, om te kan sien wat gaan sy reaksie wees ten opsigte van die saak. Gelowige mense veronderstel om gelowig te wees. Kom Jesus en hy verander die saak. Jesus kom en hy verander die saak. As daar een is wat nie sonde het nie, laat hy die ene is wat die eerste klip gaan gooi. Wat is die punt wat ek wil maak omtrent die saak? Hier was die vrou ongelowig, 'n mate van geloof in ongelowige situasies. Hier vind ons die Fariseërs en skrifgeleerdes wat veronderstel is om te weet met wie hulle is, met wie hulle besig is om te deel. Toch vind jy ongeloof in die omstandighede. Hulle maak hulle skuldig aan ongeloof, want hulle is besig om met Jesus te deel, en toch wil hulle die Jesus uitvang en dom maak omtrent wie hy is. Amen. Ek hoop ons kry die saak, want baie keer is dit so dat ons in omstandighede is. Ek is 'n gelowige en ek vind myself in 'n situasie waar ongelowigheid heers. Waar ongelowigheid heers. En die verwagting is, dierbaar is dat ek nog steeds gaan bly staan en dat ek nog steeds gaan represent wie ek eintlik is in die omstandighede. Dan moet die confusion wees oor wie jy is nie. In omstandighede waar jy omring is en omsingel is met ongeloof. Die verwagting is dat elkeen van ons wat hier sit, die saak sal verstaan, dat daar is, ek kan nie double-minded is nie. Ek kan nie met twee spore loop nie. Ek kan nie twee spore loop nie. Ek bekies wie ek is en wie ek wil wees en wie ek wil aanbid. I need to understand
identity. Ek moet my identity behou. Ek moet weet wie ek is in die Here. I need to understand who and people need to understand as ek met familie is, as ek met vriende is, hulle met die saak verstaan that I know who I am in God. I know who I am in God. There should be no confusion. Daar moet die confusion wees oor wie jy is nie, dierbare. Ek het 'n lang saak gemaak, maar om by die punt uit te kom. Weet wie jy is in die Here, dierbare. Verstaan die saak. Wat van jou verwag word as 'n kind van die Here? Oor en oor, as ek hier staan met komduiding en ek sê dit en ek bring dit tot u en ek sê tot die saak. Understand who you are in God. Bring yourself to understanding to who God is. Laat het is dat jy werklik waar die Here aanbid in gees en waarheid. Dat dit 'n werklike saak is. Dat dit 'n werklike aanbiddingssaak is. Laat ons niemand sien as 'n imposter nie. Iemand wat homself voordoen as gelowig. Maar tog het jy 'n different agenda. Tog het jy die tyd om ander dinge aan te hang. Tog het jy die tyd om energie te spandeer om dinge te doen wat nie die agenda van die Here bybly nie. Daar is baie min wat die saak verstaan is dat die Here 'n werklikheid is, dat die Here lewe en dat daar 'n verwagting is dat ons die saak moet verstaan en dat ons gaan optree volgens die wil van die Here. Daar is baie werk wat gedoen moet word. Daar is baie dinge wat reggestel moet word. En die Here is op soek na sy mense. Die Here is op soek na sy mense. Daar is werk wat gedoen moet word. Daar is siele wat gered moet word. Daar is beter lewens wat gelewe moet word. Amen, dierbares. As ek net aan lees uit Jakobus, James, chapter 4. James chapter 4. Jakobus hoofstuk 4. And it reads as follows. Engelse Bijbel. Uw opskrif is submit yourselves to God. What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? You desire, but you do not have, so you kill. You covet, but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives,
spend what you get on your pleasures. You adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Or do you think that Scripture says that without reason, that He jealously longs for the Spirit He has caused to dwell in us? But He gives us more grace. That is why the Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Dierbares, as dit dalk is dat die storie wat ek vertel het, nie baie duidelik was aan u nie. Hier spreek die woord van die Here tot ons omtrent wie ons moet wees in die Here en wat ons moet doen ten opsigte van sy woord. Amen, dierbares. Amen, dierbares. Ek sal so wat tot ons sê, our response to them. Submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Humble yourself before the Lord and he will lift you up. Humble yourself before the Lord and he will lift you up. Gedierbares, die woorde in die skrif wat ek gelees het, is 'n werklikheid. In die gees is die woorde wat gespreek het, is dit 'n werklikheid. Dat ons onsself moet vat en ons moet werk doen met ons selfs. Ons moet onsself bring tot eerbiedigheid. Ons moet onsself bring tot humbleness. We don't have a choice. Things can no longer stay the same. Dinge moet verander. Dinge moet verander, dierbares. Dierbares, ek smeek tog. Dinge moet verander. Ons lewens moet verander. Die dinge wat ons doen, die manier hoe ons dit doen, dit moet verander. Dierbares, kry die boodskap asseblief. Dinge moet verander. Jou lewe moet verander. Hoe jy glo moet verander. Want die Here is nie tevrede op die manier hoe ons besig is om hom te aanbid nie. Die Here is nie tevrede nie met hoe ons hom sien nie. Die Here is nie tevrede met ons, met die dinge wat ons besig is om te doen nie. Dierbares, is 'n smeking, dierbares. Die Here is nie tevrede met ons nie. Ons dink ons doen ons beste, but we are far away from that God would want us to do. For the kind of people that God would want us to be. Dierbares, die Here is op soek na jou. Daar is 'n plek wat die Here vir jou voorberei het, waar hy wil hê dat jy moet kom en hom aanbid in gees en in waarheid. Los jou tydkop agter. Los jou slimheid agter. Los jou kennis agter. God doesn't need it. God doesn't need it. He wants you. Here soek nie jou slimheid nie. Dierbare,
Die Here soek nie jou kennis nie, dierbare. Die Here soek nie jou experiences nie, dierbare. Hy soek vir jou. Ons weet jy ken, but it's not enough. We know that you know the word, but it's not enough. It's not enough. It is not enough. God is searching for His people. God is searching for His people. Die Vader is op soek na die tipe wat hom wil aanbid in gees en in waarheid. Not created truths. Not created truths. Die waarheid. Die waarheid. Die waarheid. Die waarheid. Die Here sê die waarheid. Die Here sê die waarheid. Hy sê die waarheid. Hy sê die waarheid. Hy sê die waarheid. Die waarheid. Die Here sê die waarheid. Die Here sê die waarheid. Die Here is op soek na jou. Maar ons ken hom nie. Ons dink ons ken hom, ons ken hom nie. Ons ken hom nie, die waar is, ons ken hom nie. Die waar is, ons ken hom nie. Ons ken hom nie. We don't know him. Ons ken nie die Here en die mense. Ons spandeer nie genoeg tyd om te leer ken nie. We don't spend enough time to know God. Is die Alpha en is die Omega, is the beginning and is the end, dierbares. Is die begin en is die einde, dierbares. Die Here is op soek na jou. Die Here wil jou lewe verander, dierbares. Die Here wil jou lewe verander. What you have is not enough. What you have is not enough. What you're doing is not enough. What you're doing is not enough. What you're doing is not enough. Dierbare Here is op soek na jou. Hy wil jou lewe verander. Hy wil jou nuwe mens maak. Here wil jou vul met sy gees, dierbare. Here wil jou vul met sy gees. Hy wil jou vernuwe, hy wil jou oplig. Hy wil jou familie regstel. Hy wil jou kinders se lewe verander, dierbare. Hy wil jou kinders se lewe verander. Dierbare kind van die Here. Aanbid die Here in gees en waarheid. Ken hom, ken hom, ken hom. Ken hom en al sy weer. Ken hom en al sy weer, die sal jou baie gelyk maak, kind van die Here. Here sal jou baie gelyk maak. Hy wil jou baie gelyk maak, dierbare. God is not a joke. Here is nie 'n joke. Here is nie 'n joke, die mense. Here is nie 'n joke. Here word nie meer gespeel nie, dierbare. Here word nie meer gespeel nie. Here wil nie hy iemand jokes maak met hom nie, dierbare. Here is op soek na jou. Here is op soek na jou. Here is op soek na jou. Hy wil jou verander. Hy wil jou oplig. Humble yourselves before the Lord so that He can lift you up. Moenie baie van jouself dink, die man jy is niks in die oë van die Here nie. Jy is niks in die oë van die Here nie. Want jy ken hom nie. Want jy ken hom nie. Jy ken hom nie. Here is op soek na sy mense. Here is op soek na sy mense. As jy een van die Here se mense, kan jy opstaan in waardigheid en sê, ek is 'n kind van die Here. Kan jy in waardigheid opstaan en sê, ek is 'n kind van die
die Here, kan jy opstaan, dierbare. Kan jy opstaan en sê, ek is 'n kind van die Here, en dan my voorstel en sê, ek ken hom. Ek ken hom, ek ken hom, ek ken hom. Ken jy hom, my kind? Ken jy hom, ken jy hom, ken jy hom. Ken jy hom? Weet jy wie hy is? Dierbare kind van die Here. Dierbare kind van die Here, Here is op soek. Here is op soek. Here is op soek. Wie is jy? Die jonge van die Here. Wie is jy? Doen jy wat die Here sê jy moet doen? Or do you listen to other voices? Luister jy na die stem van die Here of luister jy na 'n ander stem? Want daar's baie stemme. Daar's baie stemme. Nou wat stem luister jy? Kind van die Here. Nou wat stem luister jy? Daar's baie stemme wat besig is om te praat. Nou wat stem is jy besig om te luister? Nou wie se stem luister jy? Nou wie se stem luister jy? Nou wie se stem luister jy? Do you believe in God? Do you believe? John chapter 1. John chapter 1 verse 6. There was a man, John yesterday, Johannes 1, verse says, there was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify concerning the light, so that we be through it all might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. The true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world. And though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. Romans chapter 8. Romans chapter 8. Romeinen 8. And it leads us forth. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Jesus, the law of the Spirit who gives life, set you free from the law of sin and death. For what the law was powerless to do, because it was weakened by the flesh,
did by sending his own son in the likeness of his sinful flesh to be a sin offering. And so he condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us who do not live according to the flesh, but according to the Spirit of God. Those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires, but those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. You, however, are not in the realm of the flesh, but in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, if the Spirit of God lives in you, if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. But if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life because of righteousness. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies, because the Spirit of God who lives in you. Here is op te praat met sy mense. God is busy speaking to His people. God is busy speaking to His people. Here is busy op te praat met sy mense. As baie altare dierbaar is. Dierbaar is. Dierbaar is. Dierbaar is. As baie altare. Maar as 'n ander ding, as die Here kom en hy kies 'n altaar. En hy sê hy soek vaardigheid. Hy soek vaardigheid vir hulle wat hier gaan staan. Vaardigheid. As die Here gekom het en oorgevat het, nie net altaar nie, maar jou lewe, is dinge nie lang kan nie meer dieselfde nie. Die broeder is lang kan nie meer dieselfde nie. En is lang kan nie dieselfde nie. En is lang kan nie meer dieselfde nie. Is lang kan nie meer dieselfde nie. En is lang kan nie meer dieselfde nie. See the handshake of peace. The handshake of peace. The handshake of peace. En is lang kan nie meer dieselfde nie, Theo. Hier gekom het, is dinge nie meer dieselfde nie, man. As Jesus nog tree, dit is nie die gees van die Here. As die gees van die Here ingetree is, dan kan nie meer dieselfde nie, my broer. You see the handshake of peace. You see the handshake of peace. Handshake of peace. You see the handshake of peace. You see the handshake.
Die Here soek waardigheid op sy altaar. Waardigheid. Waardigheid op sy altaar. Ons toe op die Here soek waardigheid sien. Worship of peace. Ons het staan sodat ons kan bid hiervoor is. Ons Hemelse God en Vader, Here, is met 'n dankbare hart, Here, wat ek staan. Wat ek hier staan, my God, Here. Thank you, Lord, for using me as a vessel so that you can speak to your people, mighty God. Ek is dankbaar, my God, Here, dat U die tyd uitgekoop het, my Vader, Here, om te kan spreek tot die mense, my God, Here. Dank, Here, vir die woord, my God, Here, die woord, the word that is alive and active, oh God. Dank, Here, vir die gees van die Here, wat 'n intrede maak tot ons lewens en ons lewens kom verander, my God, Here. Dankie, Here, dat ons in gehoorsaamheid sal optree, my God. Dankie, Here, dat ons verander is in ons gedagte, in ons denke, my God, Here. Ek bid vir verandering in ons denke, my God, Here. Verandering in ons denke, my God, Here. Dankie, Here, vir die woord, my God, Here. Dankie, Here, vir dit wat U gedoen het vir ons vandag, my God, Here. Dankie, Here, vir hierdie altaar, dankie vir die gemeente, my God, Here. Dankie vir die lewens, Here, wat U na gaan kyk, wat U ingebring het, my God, Here. Dankie, Here, dat ons sal besef wie U is, my God, Here. Dankie dat ons sal weet wie U is en wat het is wat U wil doen in die lewe van hierdie mense, my God, Here. Wandel met ons, Heilige Gees. Onderhou ons, my God, Here, met die krag, Here. Onderhou ons, Here, met die woord, my God, Here. Onderhou ons, my God, Here, met die beloftes, my God, Here. Onderhou ons, my Here. En nou, Here, ek pleit die bloed van Christus Jesus op elkeen van ons, sodat ons beskermd sal wees, my God, Here. Sodat ons 'n woord sal hê as die vyand by ons deur kom aanklop, my God. Omdat ons U ken, omdat ons weet wie U is, Here, sal ons die regte woord sal kan spreek, om te kan sê, so sê die woord van Here, so sê die Here. Ek dank U, ek prys U, ek loof U, in Jesus Christus naam en woord, baie dankie. Amen. Baie dankie
dierbares, kom ons met saam Vader ons sê vir die baie, baie dankie. En die Here so met ons gepraat het, Here, ons harte is oop en ons het die woord ontvang. Dankie. Here, vir pastoor Virgil wie jy gebruik het om tot ons te spreek. Here, u weet wat elkeen van ons nodig het. Ons staan oop en bloot vir u, ons harte, Here, is oop vir u. Seën, Here, die monster wat u vanmôre gebruik het. Mag die Here hom versterk en mag die Here hom meer wysheid en krag gee. Ons kom na u toe, Here, en ons sê vir u baie dankie. U praat met ons omdat u ons liefhet. Nie om ons, Here, seer te maak of ons, Here, af te breek, maar u praat met ons omdat u ons liefhet. Baie dankie, Here. Dit is my gebed in die naam van Jesus Christus. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal jou bewaar en die Here sal jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en vrede gee. Die Here wat kragtig is om jou te bewaar van struikeling, sal jou beskerm oor die weg waar jy sal gaan, van nou af tot in ewigheid. Amen. Baie dankie. Dierbares, Woensdag aan 7:00 is ons hier en ons ontmoet mekaar by die gebedsaltaar. Die Here seën. Thank you very much.